Anton, vandag se vraag is, ek wil amper sê die onderwerp, een van die gewildste onderwerpe definitief op wie is ek, maar ek dink is 'n goeie aanslag hierdie. Gaslighting. Is ek die slagoffer van iemand wat my gaslight of is ek die een wat die beheer het van die gas in die lig? Ja, ek dink ons het seker oor die laaste dekade baie meer die woord gaslighting gehoor en waarskynlik is daar baie goeie voorbeelde op verskillende vlakke, ook in wêreldpolitiek en in jou maatskappy waar jy dalk werk of in jou familie waar iemand gaslight. En wat dit beteken is eintlik maar 'n sielkundige manipulasie waar iemand herhaaldelik 'n sekere realiteit ontken in terme van dinge wat gebeur. Waar hulle nadat iets gebeur het amper die storie herskryf en jou laat bevraagteken of hierdie regtig gebeur het, dat jy jou eie geheue daarvan of jou eie oordeel daarvan bevraagteken of soms jou eie welsyn dink is ek besig om gek te raak, is ek nou wat gaan nou hier aan? En dan later is hierdie skuif wat met gaslighting plaasvind dat jy skuif van maar ek stem nie saam met jou nie, dat jy dan begin wonder maar wat is fout met my? Ek probeer dink aan voorbeelde. Dit is soos gevalle waar iemand vir jou sal sê nee man, dit is nie wat ek gesê het nie. Jy het nie geluister nie of jy het dan gesê dit het so gebeur of jy was maar hierdie is nou ligte voorbeelde wat ek nou gee want gaslighting is baie ernstig. Dis nie Ja, net lig, maar ek neem aan dit is ook die konstante. Nee, dit wat jy ervaar het of wat jou realiteit was, het nie gebeur nie. 100% reg. Elise, en is nie 'n enkele argument nie. Ekskuus. Dis nie een ding wat op 'n dag gebeur en dit vir jou baie sleg is nie. Dit is iets wat oor 'n lang tydpunt dis iets wat oor 'n lang tydperk plaasvind. En dit is hoekom ons dit ook sielkundige manipulasie noem. En ek dink wat dan baie keer gebeur is die persoon wat die ervaring het daarvan mag dan begin wonder, maar is ek net te sensitief? Is ek nie net besig om te ooreageer nie? Is ek nie dalk die toksiese een nie? Of almal om my lyk okay, so dit moet by my wees waar die fout lê. Ek dink aan die ander kant van die saak, die persoon wat die gaslighting doen, en ek dink wat 'n belangrike punt vir my is, die persoon doen dit nie altyd doelbewus nie. So mense kan baie maklik dink hierdie persoon is nou uit daaruit om ander mense so te manipuleer en dit is soms waar, maar dis nie altyd waar nie. Want hierdie persoon het dalk hierdie tegnieke geleer tydens hulle grootwordjare in hulle ouerhuis of in ander scenario's. En in daardie situasie sal hulle ook dalk wonder, hoekom is hierdie ander persoon altyd die slagoffer? Ehm hoekom moet ek myself hier verdedig of dit voel of ek selfs op eierdoppe loop? Of iemand anders te blameer my onregverdig. So hierdie persoon mag ook hulle self bevraagteken, maar hulle sal dan baie maklik dit verbaliseer deurdat hulle iemand anders te blameer. Soos jy verdraai my woorde die hele tyd. Jy verstaan my nooit reg nie. Wat is fout met jou? Hoekom luister jy nie as ek met jou praat nie? Of weet jy wat, ek dink jy moet iemand gaan sien want jou geheue is nie so goed nie. Ek onthou hierdie situasie so anderste en daar is sekere details van hierdie situasie wat jy nie kan onthou nie wat eintlik beteken dalk het jy dinge verkeerd gedoen of het jy mense verkeerd opgevryf. Want ek kan indink Anton dit met baie die tassies wat ons maar dra met ons saam van kleins af. In baie mense se tassies sal dit so wees dat hulle wil hulle self beskerm, hulle is nie goed met konflik nie. Hulle gaan elke keer teenstrydig wees en sê nee, maar dit is nie hoe dit gebeur het nie. Dis nie wat ek bedoel het nie. Jy weet so en dan in teorie is jy dan besig om iemand dan sielkundig te manipuleer. Jy is eintlik besig sonder dat jy dit so bedoel. Dis hoekom ek so baie hou van die aanslag van die vraag vandag. Want dit is waar
daar is baie situasies waar ons dit met ander mense doen, maar dis as gevolg van jou eie issues en jou tassie wat jy dra, dat jy net nie agterkom nie. Ja. Nee, definitief. En ek dink ook dat dit is so amper op 'n manier het dit jou dalk gehelp baie moeilik was. Dinge moes ontken. So daar's 'n hele paar dinge tegnieke wat ons kan sê van gaslighting. Een is daarvan is ontkenning, dat jy net sê ek het nooit dit gesê nie. Ek sal in my lewe nooit vir jou blameer daarvoor nie. Of die ander een is dat jy dit net counter met iets anderste, dat jy vir die persoon sê jy onthou hierdie verkeerd. Jy kan die persoon afmaak om te sê, maar hoekom ooreageer jy so? Dit wat ek gesê het is nie so ernstig nie. So dit is ook afmaking. Jy kan inligting weerhou van 'n persoon en net sê, weet jy wat, ek sal moet gaan dink hieroor, maar ek dink nie dit is regtig die waarheid nie. Of eintlik die persoon ook op dieselfde manier net ek wil amper sê van die tafel af vee om te sê ek gaan nie weer na jou nonsens luister nie. Weet jy wat, jy moet nou ophou met hierdie simpel gedrag van jou en net 'n bietjie groot word. En ek dink die ander een is ook dat 'n persoon kan amper op 'n meer diplomatisiese manier gaslighting toepas om net te sê, hoekom is jy die hele tyd so verdedigend? Weet jy wat, ek dink jy is so sensitief vir dinge, en ek wil nie met jou argumente as jy so gaan ooreageer nie. So weet jy wat, ek dink jy moet dalk nie so verdedigend wees nie. Ek dink die teenoorgestelde ook is, hoe weet jy as jy gegaslight word? En baie keer is dit verliese wat mense ervaar. Verliese in selfvertroue, dat jy dinge nie meer so geniet nie, dat jy meer entoesiasties is nie, of dat jy die hele tyd deurmekaar voel en jouself betwyfel. Maar wat gaan nou regtig hier aan? Hoekom is dit nou dat hierdie scenario nou weer 'n keer uitspeel? En jy bevraagteken jouself, is ek dalk te sensitief? Miskien is dit ook dat jy ander mense begin vermy, want die inligting wat jy kry is dat daar iets fout is met jou, so ander mense gaan ook nie hou van my nie, dan begin jy jouself meer onttrek van ander mense, jy begin jouself meer isoleer en jy begin meer apologie aanteken. Jy vra om verskoning vir goed of jy nou reg is of verkeerd, maar jy begin jou sin amper om te sê, ek is jammer, maar ek is jammer, en dan is daai ding van nou is daar nie meer selfvertroue nie. En ongelukkig gee dit net meer vuur vir die ander persoon wat die gaslighting doen om jou te manipuleer. Ek voel altyd in hierdie omstandighede, dit is so moeilik om baie keer dit self raak te sien, want dit is nou weer soos die, wag, ek is mos verkeerd. Ek wil altyd sê dis die kreef in die pot, maar dis die padda in die pot, né? Die padda wat kook, dit is 'n ja, die Ja. kreefpadda. Dit is swem lekker, maar dit raak stadig. Dis nie iets wat, soos jy sê, dis nie een argument nie, dis nie een ding wat gebeur het, dit bou op. Totdat jy eendag skielik bewus raak van of iets word gesê soos hierdie program, dat jy eers skielik dink, maar wag, ek voel so. En so dit bou op, so dis baie moeilik om dit self raak te sien, en ek voel in hierdie omstandighede, soos iemand wat nou hier luister, wat nou dink, sê, dis waar mens dan gaan na 'n professionele persoon, en gaan net vra, hierdie is wat ek ervaar nou, is dit wat mense noem gaslighting? Is ek in sulke omstandighede, en hoe manoeuvreer mense dit nou? Want soos jy sê, dit beteken nie die ander persoon is die booste persoon op aarde nie. Dit beteken miskien is die persoon net nie heeltemal bewus van hoe hulle optree nie. Maar soos ons eintlik die gesprek begin het, Lise, dit gaan vir beide partye. So selfs die persoon wat die gaslighting doen, is nie noodwendig bewus dat hulle dit doen nie. Want dit is dalk nou maar hoe hulle pa opgetree het, weet hoe hulle in die koshuis waarin hulle was, die koshuis staan nie het maar almal so hanteer, en nou het jy ook maar geleer op 'n manier om jouself te beveilig, moet jy in beheer wees. En ongelukkig word daai beheer dan manipulasie. Maar jy is nie noodwendig selfbewus daarvan nie. So die persoon is nie noodwendig die grootste draak en die duiwel self nie. En ek dink dit is net moeilik om te erken dat jy dalk die skuldige party is, dat jy die oortreder is wat die gaslighting doen. En die insig is nie noodwendig daar nie. Want jy verstaan nie hoekom die ander persoon die heeltyd dinge op 'n manier doen waarvan jy nie hou nie. Maar dit is nie noodwendig dat hulle
die onvolwasse partye in hierdie gesprek is nie. Dis net omdat hulle jou dalk bevraagteken of dat hulle dalk nie altyd saamstem met jou nie. En dan raak jy meer verdedigend en dan sal jy dinge sê, man, ek dink jy praat nou die grootste klomp nonsens onder die son, of weet jy wat, ek dink jy is nou net soos jou ma, jy wil vir alles verskoning maak. Maar eintlik is dit heeltyd 'n blamering wat jy doen. So ek dink dit is ook die moeilike bewuswording daarvan dat hierdie eintlik 'n ding is wat aan beide kante van die muntstuk baie moeilik is om raak te sien in jouself. En baie keer sal mense sê hulle word gegaslight, maar hulle is nie noodwendig altyd so onskuldig in die proses ook nie. Want hulle mag dalk ook al tegnieke geleer het om te reageer daarop wat die ander persoon kritiseer of afbreek op 'n negatiewe manier, en dan ongelukkig dan draai die ander persoon die gas op en raak hulle dan meer manipulerend. Juist kom ek voorstel, veral as een party dit so lank, die gaan leer die vaardigheid van kommunikasie. Hoe gaan mens dit aanspreek sonder dat mens emosioneel raak, sonder of dat mens ten minste net kan luister na wat iemand sê, of iemand probeer dan oortuig, kom saam na 'n professionele persoon. Kom ons kyk net hoe het ons in hierdie situasie gekom? Hoekom is ons so met mekaar? Wat kan ons omtrent dit doen? Want ek dink dit is my voorstel, of ek dink hoop dit is jou as professionele persoon se voorstel ook, is kry Ja. 'n derde party in wat kan help met hierdie kommunikasie, want dit is 'n vorm van 'n kommunikasie wat ernstig verkeerd loop. Ja, as dit in 'n huwelik is om dalk te gaan vir huweliksberading, as dit in 'n maatskappy gebeur om dalk met die human resources persoon te gaan praat daaroor. Maar ek dink dit is die ander gedeelte daarvan ook, is om ook net te sê, as jou ervaring is dat jy gegaslight word, ek dink dit is so belangrik dat jy jou opinie formuleer op 'n manier wat nie noodwendig konfronterend is nie. Soos byvoorbeeld om te sê, weet jy wat, ek hoor wat jy sê en ek gaan aandag gee daaraan en ek gaan luister daarna, maar ek het 'n ander opinie. En weet jy wat, jy's geregtig op jou opinie en jy mag dalk dinge so sien. Maar ek dink my eie gut gevoel sê vir my iets anderste. So dis nie dat ek sê dat jy verkeerd is nie, maar hierdie is wat vir my werk. En ek dink die ander gedeelte daarvan ook is dat ja, miskien is daar mense wat my vanaand misverstaan het. Maar ek dink nie almal het my misverstaan nie. As die boodskap wat jy kry is dat jy was nou die een wat daar op die partytjie probleem was of dat jy verkeerd opgetree het. As dit die konstante terugvoer is wat jy kry, is om te sê, wel ja, maar weet jy wat, daar's mense met wie ek baie lekker gesels het en ons het 'n goeie tyd gehad en miskien was daar iemand wat dalk van my opinie verskil het. Maar ek is okay daarmee as iemand van my verskil het. Dat jy nie die hele tyd of terug te beklei of jouself te verdedig nie, maar ek dink amper die middelgrond, ek wil amper sê die volwassene wees, wat die middelgrond wees en dit net goed formuleer ten opsigte van dat jy ook geregtig is op jou eie opinies, jou eie maniere van dinge doen, en dis okay as nie almal met jou gaan saamstem nie. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hier by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daarso. Deel die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie, en dan soos altyd, as jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Maar dan, soos altyd, kyk mooi na jouself.